Hallo en welkom. Vandag gesels ons oor iets wat miljoene mense affekteer, maar wat baie van ons nie regtig verstaan nie. Chroniese venese siekte. In hierdie sessie gaan ons 'n bietjie dieper delf. Ons gaan kyk verby dit wat jy met die blote oog kan sien om te verstaan hoe dokters die probleem werklik by die naam noem. Jy het dit al gesien, hè? Daai spatare, die geswelde enkels en ja, in die erger gevalle selfs daai seer op die bene. Dis die tekens wat ons almal ken. Maar, en dis die groot vraag, hoe weet dokters presies wat onder die vel aan die gang is? Hoe meet hulle die ware oorsaak? So, al daai goed wat jy sien, dis letterlik net die punt van die ysberg, die regte storie, die chroniese venese siekte of KVS soos ons dit noem. Dit gaan alles oor hoe die bloed sukkel om terug te kom hart toe. En as jy dit wil regmaak, moet jy verstaan wat binne in daai are gebeur. Dis die meganieke wat ons nie kan sien nie. Reg, so om orde in die chaos te bring, het dokters 'n stelsel ontwikkel. Dis die CAEAP-klassifikasie. En vir ons vandag is die laaste twee letters die heel belangrikste. A vir anatomie, dis nou hoe die are lyk, en P vir patofisiologie, dis hoe hulle funksioneer. Dink daaraan soos 'n legkaart. Jy het albei daai stukkies nodig om die volle prentjie te kry. So, waar begin hulle? Wel, dit bring ons by die mees algemene stukkie tegnologie wat hulle gebruik. Maar, soos ons nou gaan sien, het dit 'n redelike groot blinde vlek. Die eerste stop vir byna almal is 'n duplex ultraklank. Dis nogal slim tegnologie. Dit gebruik klankgolwe om 'n lewendige, real-time padkaart van jou are te maak. So die dokter kan die struktuur sien, kyk vir enige blokkasies en, baie belangrik, sien of daai klein klappies in jou are lek. Hier's 'n goeie manier om daaraan te dink. Dis soos 'n loodgieter wat na die pyp in jou huis kom kyk. Hy kan met sy kamera sien, okay, hier's 'n lek of daai pyp is verstop. Maar wat hy nie kan sien nie, is die algehele waterdruk in die huis of hoe goed die water regtig vloei. Dis presies wat 'n ultraklank doen. Dit gee jou die kaart van die pype, maar dit vertel jou nie die hele storie oor die vloei nie. Okay, maar hier kom die groot kinkel in die kabel. Studies het oor en oor gewys dat die hoofding wat 'n ultraklank meet, hulle noem dit terugvloeityd, verbasend genoeg glad nie 'n goeie aanduiding is van hoe siek die pasiënt regtig voel of is nie. Jy kan 'n verskriklike slegte lesing op die skerm hê, maar min simptome. En die teenoorgestelde is ook waar. Dit korreleer net nie. So, dit los ons met 'n eislike vraag, né? As die kaart nie genoeg is nie, hoe op dese aarde meet ons dan die vloei? Hoe meet ons die funksie, die ware werking van die stelsel? Wel, die antwoord wat ons 'n bietjie terug in tyd, na die metode wat vir jare as die absolute goue standaard beskou is. Dis 'n toets wat hulle ambulante venese druk noem. Ja, vir dekades lank was AVD, soos hulle dit noem, die go-to toets. Die idee was eintlik baie eenvoudig, selfs al was die metode dit nie. Die doel? Meet die druk direk binne in 'n aar terwyl die persoon beweeg. Maar soos ek gesê het, die metode, gits, dit was nie vir sissies nie. Stel jou voor, 'n naald word reguit in 'n aar in jou voet gesteek. Daai naald is gekoppel aan 'n drukmeter. Dan moet jy op jou tone staan, so 10 keer, om jou kuitspiere te laat werk. Al die tyd meet hulle hoe die druk val en dan hoe vinnig dit weer opkruip. Ja, jy kan jou indink die probleme was redelik duidelik. Eerstens, dis indringend. Hallo? Daar's 'n naald in jou voet, dis seer. Dis moeilik as die persoon se vel alreeds sleg is. Boonop kon die toets nie eers mooi onderskei tussen 'n blokkasie of 'n lekkende klap nie. Maar hier's die doodskoot. Tot 'n kwart, 25% van pasiënte met aaklige seere het heeltemal normale resultate op hierdie toets gekry. So, ja, duidelik was dit nie die antwoord nie. Okay, so die soektog was aan. Dokters het 'n beter en veral 'n nie indringende manier gesoek. En dit het gelei tot 'n heeltemal nuwe manier van dink. In plaas van druk, wat as ons volume meet? En hierdie nuwe familie van toetse word plethysmografie genoem. Die idee is eintlik briljant eenvoudig. In plaas daarvan om 'n naald iewers in te druk, meet ons net die verandering in die grootte, die volume van die been. Want dink daaroor, soos bloed in en uit die been vloei, word dit effens groter of kleiner. En daai klein veranderinge, dit vertel ons 'n magdom oor hoe goed die stelsel werk.
So die verskil is eintlik dag en nag. Ons gaan van 'n pynlike indringende toets wat druk meet na 'n heeltemal pynlose, nie indringende toets wat volume meet. Dis 'n reuse sprong vorentoe, veral vir die pasiënt. Kom ons gaan terug na ons loodgieter. Onthou, die ultraglank was die kamera wat na die pype kyk. Wel, pletismografie is soos om nou meters op die stelsel te sit wat die waterdruk en die vloeitempo meet. Skielik het ons al die funksionele data wat ons kortkom om te sien hoe goed die hele stelsel regtig werk. En dit bring ons by die moderne kampioen van hierdie tegnologie, die mees gevorderde weergawe, ligpletismografie of sommer net APG. En vir die pasiënt is die proses 'n droom. 'n Groot liggevulde kaf, dink aan 'n bloeddrukkaf, maar vir jou been word om jou kuit geplaas. Dis dit. Dan moet jy net 'n paar eenvoudige goed doen. Lê, staan en dan weer daai toontrap bewegings. Deur dit alles meet die masjien daai klein veranderinge in jou been se volume ongelooflik akkuraat. Maar die ware magie lê in die data wat hierdie masjien uitspieg. Dit gee ons 3 superbelangrike syfers. Eerstens, die venese volindeks of VVI. Dis basies hoe vinnig lek bloed terug in die been af. Tweedens, die ejeksiefraksie. Dis hoe goed werk jou kuitspier as 'n pomp om die bloed uit te kry. En laastens, die residuele volumefraksie. Dis, na jy gepomp het, hoeveel bloed bly onnodig agter. En hier, mense, is die aha-oomblik. Onthou ons groot vraag, hoe meet ons funksie op 'n manier wat saak maak? Wel, hierdie tabel is die antwoord. Kyk mooi. Dit wys 'n direkte, onmiskenbare lyn tussen daai een meting, die VVI, hoe vinnig die been volloop, en die pasiënt se regte fisiese simptome. Soos die VVI-getal hoër word, skiet die kans vir swelling, velprobleme en sere die hoogte in. Dis ongelooflik. Zoom gou in op daai een syfer. Vir die pasiënte met die heel hoogste VFA-waardes, wat beteken hulle die ergste lekkasies, het 58%, amper 6 uit 10, uiteindelik sere ontwikkel. Dit is 'n getal met tande. Dis 'n voorspellende krag wat 'n ultraglank alleen jou nooit kan gee nie. Dit is die skakel tussen swak funksie en ernstige siekte. So, waar los dit ons? Wat is die slotsom? Hoe bou ons hierdie legkaart klaar om die beste moontlike diagnose te kry? Wel, die antwoord is eintlik eenvoudig. Jy gebruik albei. Die beste, mees volledige diagnose kombineer die twee. Jy gebruik die ultraglank se anatomiese kaart om te sien waar die probleem lê en jy gebruik die APG se funksionele vloeitoets om te meet hoe erg daai probleem is. Die waar en die hoe erg, saam gee hulle jou die volle storie. En net om af te sluit, hier's iets om oor te dink. Daai klein groen liggie aan die agterkant van jou slimhorlosie wat jou pols meet, die tegnologie daar agter, PPG, is 'n tipe plitsmografie wat oorspronklik vir are getoets is. So, die vraag is, met tegnologie wat so vinnig verbeter, hoe lank voor die horlosie aan jou gewrig jou kan waarsku oor die gesondheid van die are in jou bene? Dis nogal iets om oor te wonder.